Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekjie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat bang is dat slegte nuus enige oomblik gaan kom. Dalk wag jy vir 'n oproep. Dalk is daar spanning by die werk, dalk is jou huwelik onder druk, dalk is jou finansies swaar en jy's bang vir dit wat die bank gaan sê. Dalk wag jy vir 'n uitslag van die dokter, 'n besluit, 'n boodskap of iets wat jou hart laat voel, Here, wat as dit sleg is? En dit is 'n baie moeilike plek om te wees, want jy is nie net besig met wat reeds gebeur het nie, jy's ook besig om bang te wees vir wat dalk nog kan gebeur. Jou kop hardloop vooruit, jou hart berei homself voor vir die ergste en voor jy weet, lê jy in die bed. Maar jy rus nie regtig nie. Jy dink aan elke moontlikheid. Wat as ek my werk verloor? Wat as my huwelik nie regkom nie? Wat as die geld nie genoeg is nie? Wat as hulle my goed kom vat? Wat as die volgende oproep net nog slegte nuus bring? Vanaand wil ek jou net herinner. Vrees probeer jou laat leef in 'n dag wat nog nie eers gekom het nie. Maar God gee vir jou genade vir vandag. Matteus 6 vers 34 sê, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre sal hom oor sy eie dinge bekommer. Jesus sê nie hiermee dat jou probleme nie regtig is nie. Hy sê nie jy moet maak asof alles maklik is nie. Hy sê, moenie môre se vrees vandag se vrede laat kom steel nie. Want wanneer jy bang is vir slegte nuus, begin jy soms al die pyn voel voordat iets gebeur het. Jy dra die skok voordat die oproep gekom het. Jy dra die verlies voordat die besluit finaal is. Jy dra die las van iets wat God dalk nog gaan omdraai. En ja, soms kom daar moeilike nuus. Ons weet dit. Die lewe is nie maklik nie, maar selfs wanneer die moeilike nuus kom, kom God nie te laat nie. Hy is nie net die God oor die goeie dae nie. Hy's ook die God oor die dag, wanneer jou hande bewe, wanneer jou hart bewe, wanneer jy nie weet wat om te doen nie, wanneer jy nie weet hoe jy deur die volgende uur gaan kom nie. Psalm 46 vers 2 sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n krag, 'n hulp wat altyd gereed is in nood. Dit beteken, wanneer jy nie weet wat volgende kom nie, is God reeds daar. Wanneer jy bang is vir die oproep, is hy daar. Wanneer jy bang is vir daardie brief, die boodskap, die vergadering, die bank, die dokter, die gesprek, hy is reeds daar. Jy hoef nie vanaand al die antwoorde te hê nie. Jy hoef nie elke moontlike slegte uitkoms in jou kop uit te werk nie. Jy hoef nie jou hart uit te put deur te probeer voorberei vir elke ding wat dalk verkeerd kan gaan nie. Jy mag eenvoudig sê, Here, ek is bang, maar ek gee hierdie vrees vir U. Dis nie 'n swak geloof nie, dis eerlike geloof. Geloof beteken nie jy voel nooit bang nie. Geloof beteken jy bring jou bang hart na die Here toe en jy kies om nie alleen daarmee te sit nie. Miskien is daar dinge wat jy prakties moet doen. Miskien moet jy 'n oproep maak, raad vra, jou papierwerk regkry, 'n gesprek hê of hulp aanvaar. God gee ook wysheid vir praktiese stappe. Maar vanaand in hierdie plek is jou eerste stap om jou hart te kalmeer in sy teenwoordigheid, want vrees skree hard, maar God se vrede kom sag. Die Heilige Gees kom nie om jou te druk of te jaag nie. Hy kom om jou te herinner, jy is nie alleen in hierdie situasie nie. Jy hoef nie hierdie nuus te vrees asof God nie saam met jou deur dit sal stap nie. Filippense 4 sê ons moet ons bekommernis deur gebed na God toe bring en dan sal hy sy vrede in ons harte gee en ons gedagtes bewaar. Nie net jou hart nie, ook jou gedagtes, want dis waar die geveg vanaand is
in jou gedagtes, die wat as gedagtes, die ergste scenario, die dinge wat jou wakker hou. So vanaand bring ons dit na die Here toe, nie omdat ons weet presies wat gaan gebeur nie, maar omdat ons weet wie saam met ons die pad stap. En dalk is dit wat jy vanaand moet hoor. Selfs al is die nuus moeilik, sal God jou nie los nie. Hy sal jou wys wat om volgende te doen. Hy sal die regte mense stuur. Hy sal voorsiening maak. Hy sal jou dra wanneer jou eie krag jou nie meer kan dra nie. Moenie vanaand jou hele toekoms probeer dra nie. Dra net hierdie oomblik na God toe. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat bang is dat slegte nuus enige oomblik gaan kom. Here, U sien die vrees in hulle hart. U weet van die oproep waarvoor hulle bang is, die besluit wat hulle afwag, die finansiële druk, die spanning in hulle huis, in hulle huwelik, die werk, die bank, die uitslae van die dokter en alles wat hulle gedagtes vanaand besig hou. Papa Vader, ek vra dat U hulle hart sal stilmaak. Help hulle om nie vanaand môre se vrees te dra nie. Help hulle om hierdie saak in U hande te sit. Here Jesus, wees hulle toevlug en hulle krag. Waar hulle bang is, bring vrede. Waar hulle onseker is, bring wysheid. Waar hulle oorweldig voel, herinner hulle dat U naby is. Heilige Gees, kom kalmeer hulle gedagtes. Stop die wat as gedagtes wat hulle wakker hou. Bring rus in hulle liggaam, stilte in hulle hart en geloof waar vrees probeer oorneem. Papa Vader, gee vir hulle wysheid vir elke praktiese stap. Open deure wat oop moet gaan, sluit deure wat hulle nie moet deurgaan nie. En as moeilike nuus kom, dra hulle daardeur met U krag en U vrede. Ek spreek vanaand vrede oor hulle harte, hulle beskerming, oor hulle huis, oor hulle voorsiening, oor hulle situasie en rus oor hulle gedagtes. En ek bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou vanaand herinner dat môre nog in sy hande is. Mag sy vrede jou hart bewaar voordat enige nuus kom. Geseënde aand. Shalom.